Goeiedag graad 6 leerders. Vandag gaan ons kyk na hoe om 'n verhalende opstel te skryf. So ek het vir julle 'n Inografika hier ontwerp, sodat ons kan kyk na al die punte. Jy kan sien 1, 2, 3 so bo en dan 4 heel onder. So ons gaan eers stap vir stap. Heel bo, hoe om 'n verhalende opstel te skryf. 'n Verhalende opstel is 'n gestruktureerde storie met 'n begin, middel en einde. So as 'n storie, dit het begin, dit het 'n middel, dit het 'n einde. Om 'n suksesvolle storie te skryf, moet jy sekere belangrike elemente gebruik. So die elemente gaan ons hier alles nou na kyk. So kom ons kyk na punt 1. Wat sê punt 1? Die 5 storie elemente. So as jy nou van wegval, as jy kan self dink, skryf gou neer of pause die video, skryf die 5 storie elemente neer wat jy dink dit sal wees. En dan nou gee ek so 1, 2, 3, 4, 5. En ons is nou weer terug. So ons kyk gou vinnig. Die eerste storie element is die karakter. Dit is mos, jy kan sê, dis die hoofkarakter van 'n storie. Dit is karakters wat op die kant staan. Dis iemand wat een keer genoem is. Alle mense of diere wat genoem is in 'n storie is 'n karakter. So die karakter is wie in die storie is. Dit kan mense, diere of denkbeeldige figure wees. 'n Voorbeeld sal wees olifant, leeu, jaco of Lindy. Daar is nou weer persoonsname en diersname wat ons kan gebruik as 'n karakter. Dan kyk ons na 'n ruimte. Ruimte sal wees waar die storie plaasvind. Soos byvoorbeeld in 'n donker woud of in jou huis, in jou kombuis, enige plek waar die storie plaasvind, waar hulle staan, waar hulle is. Tyd. Tyd is wanneer die storie gebeur. So dit kan byvoorbeeld nou wees, eenvoudige voorbeeld van die storie vind plaas 12:30 as 'n ou tyd voorbeeld. Maar jy kan ook sê 1 aand of lank gelede. So jy kan dan sê dit het in 1980 gebeur. Daai is die tyd van 'n storie. Wanneer vind die storie plaas? Jaco stap 1 aand in 'n woud. Hy het 1 aand. Daai is die tyd. So die konflik is die probleem in die storie. Dit maak die storie interessant en hou die leser se aandag. So 'n voorbeeld sal wees, Lindy raak verlore in die woud. So dit is nou, die konflik is wat in die storie gebeur, soos eerder 'n antagonis beklei met die hero van die storie, die hoofkarakter van 'n storie. En daar is nou konflik, daar gebeur die hele tyd ietsie, en dit kom nie tot by 'n einde nie. Nou kom ons by die klimaks. Die klimaks is die spannendste deel van die storie, waar die probleem opgelos word. Byvoorbeeld, ons sê nou weer, Lindy vind uiteindelik haar pad huis toe. So ons gaan weer terug na konflik. Konflik was, Lindy raak verlore in 'n woud, en dan die klimaks is mos nou waar dit spanning is, waar dit nou weer so die einde van 'n storie is, waar sy Lindy vind uiteindelik haar pad huis toe. So dis nou dis die teenoorgestelde van die konflik. Dit is nou uitgelos, dit is nou opgelos, alles is nou uitgesorteer. Dit is die einde van jou storie. Ons kyk na punt 2 nou. Hoe werk die elemente saam? Ons kyk na die karakter plus ruimte plus tyd vorm die begin van die storie. Soos ons sê nou, jou karakter is Thomas, jou ruimte is sê maar weer 'n woud en jou tyd is die aand. So dit is waar die storie nou begin plaasvind van jou karakter Tommy, hy's in 'n woud tydens die aand. Nou daarso is jou begin van die storie. Die konflik ontwikkel die probleem. So die konflik, hy raak verlore. Hy's nou verlore, daar's nou die probleem. Die klimaks is die hoogtepunt. En die storie eindig wanneer die probleem opgelos word. Ja, ons kyk weer konflik. Die konflik is die probleem in die storie. So, ja, hy is verdwale, die hoogtepunt is daar, hy's nou iets gebeur, die storie eindig wanneer die probleem opgelos word. Dan is daai jou einde van jou storie daarso. Ons kyk na punt 3, die skryfproses van jou verhalende opstel. So na hierdie kyk. Eerst hier so bo, stap 1, beplan. Kies jou karakter, kies die ruimte en tyd en dink aan 'n probleem. So maak jou karakter, gee hom 'n naam, vind 'n plek waar dit plaasvind,
En dan dink jy aan 'n tyd, gee dit soos 'n tyd soos een dag, een aand lank verlede, wanneer iets gebeur het. Jy kan dit soos 'n verlede vertel van dit het gebeur voordat nou gebeur het. En dan dink jy aan 'n probleem. Wat is die probleem? Is hy nou gevange? Is jou karakter vas iewers, verdwale, daar soos 'n bekleierery tussen twee mense? Wat is die probleem van jou storie? Jou stap 2 is jou skryf. So skryf 'n interessante begin, bou spanning, werk na die klimaks toe. So jou skryf is nou soos jou eerste weergawe in potlood. So dan skryf jy jou eerste weergawe, maak 'n storie, sit al jou dele van jou beplanning bymekaar, maak die storie interessant, laat sin maak en alles in orde, en dan hersien, dan verbeter jou sinne, voeg by beskrywings by. So, gaan deur jou eerste fase, maak seker alles is reg, en dan skryf jy jou finale produk. En dan stap 4, redigeer. Kyk spelling en grammatika, maak foute reg. Dan hierso, selfde as daarso, maak jou finale produk daarso. Redigeer, kyk na jou spelling, kyk of alles in orde is, al jou kommas, al jou punte, en dan skryf jy jou heeltemal 'n finale produk in pen neer. So ons kyk nou na die heel laaste gedeelte. Kyk, ons kyk gaan na 'n voorbeeld van 'n storie. So hierso, nommer 4.4 net hierso met die woud. Tom het een aand in die bos geloop, toe hy skielik besef hy is verlore. Hy raak bang en hoor 'n vreemde geluid. Skielik sien hy iemand wat hom help om sy pad huis toe te vind. So kom ons kyk gou weer na die begin van die storie. Wie is ons karakter? Tom het een aand. Tom is ons karakter. Ons ruimte. Tom het een aand in die bos geloop. Die bos. Bos is ons ruimte. Tyd. Weer in die begin. Tom het een aand. So een aand is ons tyd. Die konflik van die storie is, skielik besef hy is verlore. So hy besef hy is verlore. Hy raak bang en hoor 'n vreemde geluid. So hy is mos nou bang. So daarso is die konflik van die storie. En wat is die klimaks? Skielik sien hy iemand wat hom help om sy pad huis toe te vind. So daarso is ons klimaks van die storie. So kyk gou weer na dit. So dit, graad 6, is wat ek wil hê julle moet doen vir julle eie verhalende opstel. So asseblief, vat gou julle tyd, maak 'n klein storie van soos 50 woorde, 100 woorde as julle regtig wil, en maak gou julle eie verhalende opstel. Dan sal ek daarna kyk wanneer ons weer in klas is. Baie dankie.